Hallo al julle maatjies, baie welkom by vandag se sonnaskoollesie en dit is weer lekker om so saam met julle te wees en saam met julle die woord van God te deel en dit is so kosbaar dat ons selfs in hierdie dae so met mekaar videoetjies kan stuur. En ons is dankbaar vir elkeen se deelname, dankie vir dit wat julle al deurgestuur het en ons sê die Here net dankie dat ons so met julle kan deel. Nou vandag sal julle sien daar op julle lesie wat ek vir julle gestuur het, is die woordjie blindheid. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk rondom blindheid. Nou wie van julle het dalk al met hulle oë geblinddoek probeer rondbeweeg? Nou ja, dit is nie baie maklik nie, né? Ons het op 'n stadium, toe ons nog baie klein was, het ons 'n speletjie gespeel, donker kamertjie, ons al die ligte afsit en dan moet jy deur die kamer beweeg en ander kinders probeer soek of wat wegkruip in die donker en dit is nie maklik nie. Want wat gebeur as jy val oor goed en jy loop in die kas vas en dit is maats al te vreeslik. Partykeer na soos aan se saam speel, is die kamer sommer baie de mekaar. En dan raak mamma bietjie ongelukkig as die kamer so lyk. Maar nou ja, ons maak dit weer reg. Nou vandag wil ek vir julle 'n verhaal vertel. Nou daar's 'n verskil daarin om blind te wees en nie te kan sien nie. Nou wat bedoel ek daarby? Om blind te wees is die vermoë dat jy nie kan sien nie. Met ander woorde, jou oë kan nie sien nie. Daar is 'n probleem met jou oë en om net jou oë toe te maak of jy miskien jou hande voor jou oë te sit, dit verblind jou en dit is iets heeltemal anders. Jy het die vermoë om te sien, maar iets is in jou pad dat jy dit nie kan sien nie. En ons gaan 'n gedeelte uit God se woord deel in 2 Konings hoofstuk 6 vers 17 gaan ek saam met julle lees. Nou die hele verhaal is eintlik baie wonderlik, maar kom ons lees eers wat sê God se woord. 2 Konings hoofstuk 6 vanaf vers 17. En Elisa het gebid en gesê: Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Nou hier sien ons, lees ons van Elisa en sy dienaar. En hier het 'n groot ding gebeur. Die koning van die Arameërs wil die Israeliete vang in oorlog. En wat gebeur? Telkens as hy sy manskappe stuur na hierdie kant van die stad, dan het die Israeliete hom ingewag en was hulle te wagte op sy aanval en hulle het hom weer gestaan en kon hulle niks doen nie. Dan trek hulle weer terug en dan probeer hulle weer van 'n ander kant af. Hulle het hierdie Israeliete probeer verras, maar hulle kon dit nie regkry nie. Selfs wanneer hulle hinderlaag opgestel het, kon hulle dit nie regkry nie. Die koning word baie kwaad. En hy sê, een van my mense is besig om my geheime planne uit te lap. Met ander woorde, iemand vertel wat hier binne gebeur. En dis al hoe hulle kan weet presies wat die koning beplan. En toe kom een van die koning se dienaars en hy sê vir hom: nee, my koning, daar is 'n godsman met die naam Elisa. En God openbaar aan hom wanneer die koning iets beplan. En hy sê, God kan selfs vir daardie profeet sê wat u in die slaapkamer sê en doen. En maats, die koning sê, hy soek hier die profeet. Hy wil hierdie profeet laat vang en hy wil hom gevange neem sodat hy nie sy plan kan verklaar nie. Ekskuus. En dit is nou hier waar ons kom. Want in die nag kom hier die soldate en hulle omsingel hier die stad waar Elisa in is. Hulle trek 'n laar rondom daardie stad. En hier toe die dienaar die oggend uit die huis uitgaan en hy maak die deur oop en hy kyk buite, hy sien, joe, hier is hulle omsingel met perde en waans en hier is hulle in die moeilikheid. En hy sê vir Elisa, hy sê, Elisa, dit is nou my eie woord, hy sê, ons is nou in die moeilikheid. Kyk hoe baie soldate is hier om ons kan niks doen nie. En wat sê Elisa vir die dienaar? En ons kan dit gaan lees daar in vers 15 en 16 van 2 Konings hoofstuk 6. Hy sê, en toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad, en sy dienaar sê vir hom, ag my heer, hoe sal ons maak? Maar hy, dit is nou Elisa, antwoord, hy sê, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Nou die dienaar seker gewonder, nou waarvan praat jy Elisa?
dis net ek en jy hier, en u sê, dat daar baie meer by ons is, as wat by hulle is. Daar is 'n magte om strydwaans, en 'n swaar leer, sê die woord, om een man te kom vang. En dit is daar, waar Elisa vir hom sê, moenie vrees nie. Die wat by ons is meer as die wat by hom is. En Elisa bid, en dis waar ons lesie gaan. En hy sê, Here, open hierdie dienaar se oë, dat hy kan sien. Nou vra ek vir julle die vraag, was die dienaar blind? Nee, hy was nie blind nie, hy het dan gesien wat om hom aangaan, en hy kon om sy eie aangaan. Maar daar was iets wat hom verblind het, om in die gees te sien en te ervaar, wat God alreeds in plan het. En toe Elisa vir God bid en vra om Gehazi se oë te open, het God sy oë geopen, dat hy nie net die fisiese kan sien, maar ook die geestelike. En toe hy in die gees daardie waans van vuur sien wat rondom die berge is, nou moet julle verstaan, hier is Elisa en hulle stad, klein stad, rondom hulle was die strydwaans van die Arameërs, en nou kom God en hy trek 'n laar rondom hulle op die berge, ver rondom hulle almal is die leer van God, wat niemand kon sien nie, maar hulle was daar. En dit is belangrik. Nou kom ons kyk gou na ons lesie. En ons lees daar van bo af. Hy sê, hallo maats, ek is so bly dat dit weer sonnaskool is, en is lekker om saam te leer en mekaar te sien en te hoor wat die Here vir ons wil leer vandag. Ek sien die Here is daar met 'n klein lettertjie getik, maak hom asseblief 'n hoofletter. Wat dink julle, is een van die belangrikste dinge wat ons nodig het om op ons eie te kan aangaan, sonder om onsself in die ongeluk te stort? Dink julle miskien die belangrikste dinge skoene, of miskien handboeke? Ja, baie van julle sê die Bybel is baie belangrik. Dit is so, die Bybel is baie belangrik. En alhoewel dit die vreeslike belangrike dinge is een van die dinge waarop ons die meeste staat maak, ons sig, met ander woorde ons oë. Julle leer al van kleins af van ons sintuie, né? Nou ons sig is baie belangrik. Ja, maar ons oë is vir ons baie belangrik, en dit is baie noodsaaklik dat ons oë oppas, en dat ons dit versorg, en goed na hulle kyk. En ons moet sorg dat ons oë goed gebruik. Nou, gaan julle dalk vir my vra, hoe gebruik ons oë sleg of goed? Nou, kom ons kyk. Ja, ons kan dalk onoplettend wees, dalk na verkeerde dinge kyk, en baie keer meet ons iemand anders op dit wat ons sien. Nou, ons as mense is so. En baie keer gebruik ons oë vir die slegte. Ons kyk om die slegte dinge wat iemand doen, raak te sien. Ons kyk net om te sien waar iemand 'n fout maak. Ons kyk net om te sien of iemand se hare dalk skeef vasgemaak is, of dat hulle klere dalk versluit is, of 'n vuilkol op het. God leer vir ons in sy woord dat ons nie so moet kyk nie. Hy sê, God se woord leer ons op baie plekke dat Jesus die blindes gesond gemaak het, en hulle sig weer herstel het. Weet julle, al sien ons, moet ons sig ook herstel word. En dit is belangrik, my harts, dis waaroor hierdie verse hier in 2 Konings gaan. Ons kyk wat gebeur hier by die dienaar van Elisa. Hy het gesien, maar sy oë moes geopen geword het, om die heerlikheid van God, daar die groot waans van vuur te kon sien. En so moet ons ook vir Jesus bid en vra, dat ons nie net na die fisiese dinge sal kyk nie, maar dat ons sal vra en sal leer om ook die dinge van God raak te sien. Nou kom ons kyk gou na die verse wat ons gelees het, dan beantwoord ons die volgende vraag. Nou daar in vers 13 tot 18, en julle kan dit weer op julle tyd saam lees. En ons vra, die dienaar van Elisa, was hy blind gewees? Nee, hy was nie blind nie. Hoekom kon hy nie die perde sien nie? Omdat hy geestelik verblind was. Nou die Satan kom baie keer na ons toe en hy verblind ons sinne, die woord praat daarvan. En wanneer hy ons sinne verblind, is dit baie keer soos wanneer ons sig deur die vyand verblind word, dat ons nie die groot dinge van God kan raak sien nie. Nou kom ons kyk wat het verder gebeur, en ek lees dit saam met julle. Vers 18. En toe hulle na hom afkom, dit is nou die leer van die Arameërs, al die soldate, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan tog hierdie mense met blindheid. En hy het hulle op die woord van Elisa met
blindheid geslaan. Nou Frans, wat het nou hier gebeur? Hier is die Arameërs fisies blind gemaak. Hulle kon nie sien nie. Toe die Here Elisa vir die Here bid en vra, slaan hulle met blindheid, was daar 'n hele leer almal in 'n oomblik blind geweest. Hulle kon nie sien nie. En wat doen Elisa? Ons verder sou lees daar in die woord en julle kan dit asseblief gaan doen. Dan sien ons dat Elisa het hulle gevat en hy het hulle gelei reg binne in die stad van die koning van Israel. Nou kom ons met 'n vraagie. Kon die soldate van die Arameërs sien? Ja, hulle kon sien. Hulle het daar aangekom, geen probleem om te sien. Nou hoekom moes Elisa hulle dan lei? Elisa moes hulle lei omdat God hulle fisiese oë blind gemaak het. So hier sien ons twee verskille in hierdie twee verse, 17 en 18. In die eerste plek bid Elisa en hy vra dat sy dienaar se oë geopen mag word en die dienaar sien iets wat hy nie gesien het nie. En in vers 18 sien ons dat die Arameërs, die soldate, hulle kon wel met hulle fisiese oë sien en Elisa bid en hulle fisiese oë word verblind dat hulle nie kon sien. Maar God is groot en God verander nooit nie. Ons het dikwels in ons lewe nodig dat ons geestelike oë oopgemaak moet word sodat ons God se grootheid kan aanskou. Wanneer ons kyk hoe goed hy vir ons is, met ander woorde, as ons kyk dat ons nog elke dag kos het en klere en huis om in te bly, warm klere om aan te trek, as ons sien hoe goed hy vir ons is, wanneer ons oplet vir dit wat hy vir ons doen, baie keer help die Here vir ons, hy gee vir ons antwoorde, hy red vir ons uit, hy voorsien in ons behoeftes, en as ons dit raak sien met ons geestelike oë, en wanneer ons na die natuur en die wolke en die bome kyk met ons fisiese oë, dan begin ons ook om God raak te sien in ons lewe. En dit is wat baie belangrik is vandag. Ja, ons sien met ons fisiese oë, maar ons moet God raak sien in ons lewe elke dag en weet dat hy met ons is. En wanneer ons begin oplet en kyk vir die wonders van God, wat hy vir ons doen, hoe hy voorsien, dan weet ons dat God met ons is en kan ons God in ons lewe begin raak sien. Wanneer ons die woord lees, dan sien ons hoe groot God is en hy begin vir ons 'n werklikheid word. Ons kan begin verstaan wie God is. Ons kan begin glo in daardie God. Ons kan op hom vertrou en ons kan met hom praat soos wat ons met ons aardse vaders praat. Wanneer ons dan vir God sien in ons lewe, sal ons ook anders na die mense kyk wat rondom ons is. As ons doen wat God vir ons sê. As ons weet dat ons altyd net die goeie moet nastreef, mooi dinge vir mekaar moet sê, 'n woord van troost, stigting en bemoediging moet spreek, dan kan ons ook begin om God se manier en sy aard uit te leef en sal ons ook so dit wat rondom ons is begin raak sien, wat God wil hê ons moet raak sien. Ons sal byvoorbeeld agterkom wanneer iemand hulp nodig het. Ons sal byvoorbeeld sien as daar iemand wat hartseer is. En wanneer hulle hulp nodig het, sal ons hulle gaan help. Wanneer hulle hartseer is, sal ons hulle gaan vertroos. En ons het so nodig dat ons oë geopen moet word, dat ons nie net na onsself sal kyk, maar ook na almal wat rondom ons is, sodat ons God in die eerste plek kan raak sien, en in die tweede plek, dat ons medemens kan raak sien, wat in benoudheid is. En soos die woord van ons op 'n ander plek sê, hy sê ons moet bly wees saam met die wat bly is, ons moet hartseer wees saam met die wat hartseer is, en so moet ons dan God sien, en ook uitleef, en raak sien wat God wil hê ons moet doen in die wêreld. Nie net met ons fisiese oë sien, okay, dit is mooi, dat is mooi nie, nee. Dat ons in die gees sal sien wie God is en dat ons sy voorbeeld sal uitleef. Nou dan kan julle gaan en julle kan gaan neerskryf daar 3 dinge wat jy dink God gebruik om vir ons te wys wie hy is en wat sy wil in ons lewe is. Nou julle is baie slim maats, skryf dit daar neer, stuur dit vir my aan, ek wil graag sien wat julle skryf. Nou ons gaan nou 'n eksperimentjie doen. Nou dis 'n baie maklike eksperiment doen en dit is baie lekker. Al wat jy nodig het om te doen, vat so 'n kaartjie, vat 'n dik swart pen of 'n koutjie pen en maak 'n kruisie en 'n sirkeltjie op die kaartjie soos wat ek hier vir julle wys. Nou hy moet omtrent so groot soos jou duim wees, min of meer, dit maak nie regtig saak nie, en dan so 2 duime breed uitmekaar. Jy kan ons net so met julle duim meet. Nou wat ons doen met hierdie kaartjie is baie interessant. Wat ons gaan doen is, jy gaan jou een oog toehou. Met ander woorde, ek hou hom so met die kruisie aan my linkerkant en dan maak ek my linker oog toe,
sodat ek net met my regter oog kyk. So wat ek doen is, ek hou die kaartjie so en ek gaan dit vir julle demonstreer. Jy maak jou linker oog toe en jy kyk na die middelpunt van daardie kruisie. En dan bring jy die kaartjie stadig, maar jy moet hom baie stadig nader bring na jou oog toe terwyl jy daar in die middelpunt van daardie sirkeltjie kyk. Dan sal jy sien op 'n stadium sal jy sien daai nulletjie raak weg. Nee, as jy 'n bietjie verder vat, dan sien jy die nul mooi. As jy hom stadig nader bring, stadig nader bring, stadig nader bring, dan sien ons hier raak die nulletjie weg. En dan as ek hom hier op 'n sekere plekjie het, dan sien ek nie die nulletjie nie. En jy kan dieselfde doen as jy die kaartjie onderste bo draai, dat die kruisie aan jou regterkant is, soos dit. Dan maak jy jou regter oog toe en jy kyk met jou linker oog. Met ander woorde, jou sirkeltjie moet altyd aan jou buitekant van jou oog wees. Dan kan jy dieselfde doen. Kyk met jou linker oog binne in die middelpunt van daardie kruisie en bring hom stadig nader, stadig nader, stadig nader. En dan sal jy sien op 'n stadium omtrent hierso dan raak die nulletjie weg. Jy kan hom miskien bietjie so draai, dan sal jy sien, daar is hy 0 heeltemal weg. Nou maats, dit is hoe dit werk baie keer in ons lewe. Daai nulletjie geraak nie weg nie, maar ons sien hom nie met ons oog. En dis baie keer hoe dit is in ons geestelike lewe. Dit is daar vir ons, maar ons sien dit nie. En partykeer moet ons hom net bietjie verder of bietjie nader bring, dan sien ons weer daardie sirkeltjie. En in ons geestelike lewe is dit ook so. Dat ons partykeer net bietjie anders na die situasie moet kyk, dan sien ons die wonder van God. Nou julle kan dit gerus probeer en dan sal julle sien wat gebeur. Nou, ek weet nie wie van julle kyk vir die sterre nie, maar partykeer kyk ons vir 'n ster wat daar baie ver is en as ek vir die sterretjie kyk, dan is dit asof hy wegraak. Nou kan ons nie verstaan nie, maar as ek langs hom verby kyk, dan sien ek hom, maar as ek dan weer vir hom kyk, dan is hy weg. Julle kan so 'n bietjie gaan kyk. Nou dis dieselfde wat gebeur. Het julle geweet daar is 'n kol in jou oog wat jy nie kan sien nie. Al is jou oog gesond, al maak hy niks nie, kan ons nie sien nie. En ons noem dit ons blinde kol. En dit is wat hierdie kaartjie en eksperiment vir ons demonstreer, is daardie blinde kol. Nou, net om vir julle vinnig te verduidelik, jou oogbal agter loop rond en jy het 'n lensie voor in jou oog waardeur ons kyk. Nou soos die lig deur daardie lensie beweeg, word dit agterop hierdie bal geprojekteer, amper soos 'n projektor op 'n skerm, wat dan die prentjie op jou oog se agterkant op die bal sit en jou brein verwerk dan daardie sein en hy gee vir jou die prentjie. Dit is hoe ons oog werk. Maar daar in die oog is waar die draadjie, die senuwee, die retina vaskom, wat die seine na jou brein toe stuur. En daar waar daai draadjie vaskom aan jou oog, daar kan ek amper sê is 'n gaatjie. En daar, as iets daarop val, kan ons oog dit nie sien nie, want dit kom nie op die agterkant van die oog nie. Dit val daar in die gaatjie. En dis hoekom ons dit nie kan sien nie. Dis wat gebeur wanneer ons hierdie ding so met ons oog beweeg en stadig werk, dan val daardie nulletjie val presies op daardie plekkie waar ons oog nie kan sien nie en dit raak vir ons weg. Maar dit is om interessant. En God is so groot vir ons en wonderlik. Nou julle sal sien, dit is net so op die kant van jou oog wat dit gebeur. Dit gebeur nie voor jou oë nie. God het dit so bepaal en so uitgewerk dat waar die retinas aan die oog vaskom, dit ons nie pla as ons kyk nie. En as ons altyd ons oë oop het, kom ons dit amper nie eens agter nie. En so wonderlik is God vir ons en so groot is sy skepping. En julle moet dit probeer en dit is baie lekker om dit bietjie daarmee te speel. En julle kan sien, as julle die kaartjie so hou, dat die nulletjie wegraak, en jy draai hom so op, of jy draai hom so onder toe, dan sal jy sien, as jy daardie nul uit daardie plekkie uithaal, dan sien jy hom dadelik weer. Dit is net op 'n spesifieke posisie, wat ons nie kan sien nie. En dis hoe wonderlik God is. Nou, onthou woorde, dit is nie te sê, omdat ons dit nie sien nie, dat dit nie bestaan nie. Dit is baie belangrik. Onthou, dit is nie te sê, omdat ons dit nie sien nie, dat dit nie bestaan nie. Ons moet geloof in God hê. Kom ons bid net saam. Baie dankie aan ons Vader, dat ons saam met die kinders kon wees vandag, en ons dank Here vir hierdie woord, en ek wil vra Here, dat U dit in ons harte sal openbaar, en dit vir ons sal nuut maak, en sal sterk maak, en dat ons sal weet, Here, al sien ons U nie, weet ons U is daar. Vra Here, dat U ons oë sal open, dat ons die wonder van God in ons lewe sal sien, en dit ook so uitleef, en dat ons ook die probleme en die benoudheid wat daar is, en dat ons medemens, dat ons sal help, dat ons sal kyk om dit raak te sien, en dat ons daarin sal help. Here, seën vir elke kindjie, lei vir ons my God, en dra vir ons, en bring ons weer so op die tye veilig by mekaar.
Seën vir ons nou verder. Ek bid en vra dit in die naam van Jesus. Amen. Julle moet 'n baie geseënde en lekker dag hê. Ons gesels weer volgende keer. Totsiens.